In Handelinge 15 lees ons van groot interne moeilikheid in die vroeë Christendom. Daar was Christene van Joodse afkoms wat 'n dwaalleer verkondig het en dit het groot verwarring laat ontstaan. Ons het in die eerste 7 verse woorde gekry soos meningsverskil, woordestryd, strydvraag en ewige woordestryd. Maar hier in Handelinge 15 moet ons die konteks mooi verstaan. Dit is nou die jaar 48 na Christus, meer as 15 jaar na Jesus se hemelvaart, en die Christendom het al redelik wyd uitgebrei. Aanvanklik was die apostels van mening dat die evangelie maar hoofsaaklik aan die Jode verkondig moes word. Jesus Christus was vir hulle die Messias van die volk Israel. Eers in Handelinge 10 het Petrus deur die Heilige Gees tot die insig gekom dat die evangelie wel vir die heidene nasies ook bedoel is. En na Kornelius se bekering het Petrus homself gesien as die apostel wat gestuur was om Jesus se goeie nuus vir die heidene te bring. Paulus het ook onder die heidene gewerk, maar eers in Handelinge 16 het hy sy tweede sendingreis aangepak. Die woordestryd, die meningsverskil hier in Handelinge 15, is veroorsaak deur gemeentelede wat voorheen fariseërs was. Elke bekering is natuurlik 'n wonderwerk, maar om te dink dat daar nou voormalige fariseërs was wat Christene geword het. En dit is juis van hulle wat die probleem veroorsaak het. 2 maal het ons gelees in Handelinge 15 vers 1 en vers 5. Hierdie ex-Jode het daarop aangedring dat die Christene uit die heidene nasies ook besny moes word en hulle beveel moes word om die wet van Moses te onderhou in vers 5. Om alles te kroon lees ons in vers 1 dat hulle die gemeente aanhou leer het, as hulle nie besny word ooreenkomstig die gebruik van Moses nie, dan kan hulle nie verlos word nie. Bid jou dit aan. 'n Christen wat vir 'n mede-Christen wil leer dat verlossing deur geloof in Jesus Christus uit genade alleen nie die enigste weg tot saligheid is nie, dat dit nie genoeg is nie, maar dat die ou Joodse godsdienstige voorskrifte ook nog nagekom moes word, anders kon hulle volgens hulle nie verlos word nie. Ons kan die Here nie genoeg dank nie, dat hierdie eerste gemeente daar in Jerusalem onder leiding van die Heilige Gees deur hulle leiers hierdie dwaalleer kon regstel. Gaan lees gerus Paulus se getuienis ook in Filippense 3, waar hy skryf dat hy ook eers 'n fariseer was, maar dat Christus hom vrygemaak het, dat Christus hom nuut gemaak het. In vers 9 getuig hy, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons kan weet, want u woord leer ons so. Ons word gered deur geloof uit genade alleen, en dat daar nie iets anders is wat ons ekstra by hoef te doen om gered te word nie. Dankie dat u ons uit genade red. En dankie vir u liefde vir ons. Ons het u ook baie lief. Amen.